Ben M. en die geheim van die verdwyning van die wit kat CD. 'n ware storie, 'n ware gebeurtenis wat Ben Mostert vir my vertel het. Ek moes dit eenvoudig net neerpen en julle behoort dit ook te geniet. Meneer Mostert, verduidelik asseblief vir my wat ons hier het, vra die dokter. Hoe nou? Ben is hier, sodat die dokter aan hom moet verduidelik wat hy alles met sy knie gaan doen terwyl hy onder narkose is. Nou vra die spesialis so dom vraag. Ben skraap sy keel en verduidelik met die grootste geduld. Lyk my dit is hoe die nuwe tegnologie werk, dokter. Ek is ook nog gewoond aan die ou ekstraalplate. Deesdae gee hulle dit blykbaar vir 'n mens op 'n CD. Die spesialis kyk lank na Ben en toe sê hy stadig deur stywe lippe. Ek is bewus daarvan, meneer Mostert, maar wat is op hierdie CD? Ek verstaan nie, is dit deel van 'n grap? Dit is my knieskyf wat daarop is, dokter. Ben raak benoud. Hy hoop die donder maak self 'n grap, anders opereer hy strakkies nog die verkeerde been, terwyl hy wat Ben is daar diep onder is. Sien, ek het mos 'n probleem met my linkerknie, vir byna 60 jaar lank al, dokter. 60 jaar, hoe oud is jy, meneer Mostert? 58. Ben oorweeg sy woorde. Toe moet hy erken, okay dokter, ek het die probleem vir baie jare al. Die vergroeiing aan die een kant van my been, wat die knieskyf so na regs druk. Toe raak het skielik pynlik en die huisdokter stuur vir my vir ekstrale. Ek is terug na hom toe en toe maak hulle vir my 'n afspraak met jou. Op grond van dit wat op hierdie CD is. Natuurlik dokter, waarskynlik. Ben voel, hy sit in 'n polisiestasie en die ondervrager stuur hom hoek toe. Hy gaan nou iets herken wat hy nog nooit in sy lewe gedoen het nie en ook nie sal doen nie. Meneer Mostert, op hierdie CD, die een wat op die oomblik in my rekenaar is, staan geskryf: Die geheim van die verdwyning van die wit kat. Ben gaap lank en verbaas en toe weet hy wat die oplossing vir hierdie probleem is. Spesialiste het 'n humorsin. Hierdie dokter spot met hom. Dokter, dit is baie oorspronklik van julle om so titel vir prente van 'n skewe knie te gee. Nee, ons doen dit nie gewoonlik nie, meneer Mostert. En die oorspronklikheid hiervan kom nie van my af nie. En sekerlik ook nie van die mense by radiologie nie. Die man lag darm en draai sy laptop, sodat Ben ook kan sien. En jou waaragtig, daar staan dit lewensgroot op die skerm. Die geheim van die verdwyning van die wit kat. Sjie, Ben is verslae. Dit is seker een van die dames daar by radiologie, sy klein kindertjie se CD. Hulle moes dit per ongeluk omgeruil het, is sy gevolgtrekking. Wel in daardie geval moet jy asseblief teruggaan en hoor wie se kleintjie staar nou na 'n knie waaraan gesny moet word, meneer Mostert. Ek maak so, dokter. Gehoorsaam klim Ben in sy kar en ry na Medicross waar die ekstrale geneem is. Hy moet streng wees, hy moet sy punt maak oor onprofessionele mense en dan moet hy die pad huis toe vat, want natuurlik sal hy seker eers weer oor 2 of 3 weke 'n nuwe afspraak by die spesialis kry. By Medicross gekom, bestorm hy die toonbank en slaan by die plathand daarop. En toe hy almal se onverdeelde aandag het, vra hy streng: Wie van julle se kinders het 'n CD met die naam Die geheim van die verdwyning van die wit kat verloor? Die een lyk meer stom geslaan as die ander, en Ben weet dat elkeen van hulle
kan skuldig wees. Al staan hulle nou daar met botter wat nie in die monde kan smaak nie, uitdrukkings op hulle gesigte. Is dit 'n oulike CD? Waag een dame dit om te vra. As jy daarvan ontslae wil raak, sal my dogtertjie dit dalk geniet. Dame, die probleem is nie om daarvan ontslae te raak nie. File 13 is 'n baie maklike oplossing. Maar een van julle het vir my hierdie CD gegee in die plek van my knesse ekstrale. Nou is myne weg. Of nee, dis nie weg nie. Verlê deur julle. Ek wag. Soek asseblief daarna. Eers doen hulle niks. Hulle gluur hom net aan. En hy kyk terug met een van daardie kyke. Een wat nie wyk. Wat 'n bars kan kyk. Toe soek hulle maar. En hulle kry niks. Ons kan vir jou 'n nuwe een sny, meneer Mostert, maar dit gaan jou 'n paar rand kos. Wag eers, laat ek net eers by my huisdokter ook gaan hoor, of hy dit nie per ongeluk of vir die grap omgeruil het nie. Ben is nie lus vir daardie paar rand ding nie. Hierdie operasie gaan sy mediese fonds in elk geval op dons. Ben drafstap so vinnig as wat sy binnebaan, buitebaan knie hom toelaat na sy huisdokter se kamers. Die ontvangsdame is sy eerste linie van aanval. Middag, het jou kinders dalk 'n CD verloor. Die ding se naam is Die Geheim van die Verdwyning van die Wit Kat. Nee oom, ek het nog nie kinders nie. Wel, dan moet jy my indruk om die dokter te sien. Dit sal net 'n minuut neem. Hy gaan sit nie eens nie, hy bly staan. Hy gaan sit ook nie, toe die dokter hom kans gee om sy saak te stel nie. Dokter, het jy kinders? Ja, 3 van hulle. Die man sit terug in sy stoel en lyk asof hy weet dat hy hom sal moet staal vir iets, vir hom en sy stoel. Ben besluit, sy kinders maak waarskynlik lekker droog en dan moet pa maar opdok. Dit staan oor die arme man se gesig geskryf. Great. Ben nou die CD in die lig. Wat ek hier in my hand hou, dokter, is een van jou bloetjies se CD's genaamd Die Geheim van die Verdwyning van die Wit Kat. O my gorrel, meneer Mostert. Die man word wit en lyk bekommerd. Is dit pornografie? Is jy dalk in die geheim deel van die valke? En hoe het julle dit in die hande gekry? Nee, dokter, op al die vrae. Dit is jou kleintjie se CD, wat jy hier op hierdie einste lesenaar van jou met myne omgeruil het, nadat jy daarna op jou rekenaar na my knieskyf se ekstrale gekyk het. Die man lyk geruk en geskik en toe sê hy afgemete. My kleintjies, of my sogenaamde kleintjies, is 3 hoërskoolseuns, meneer Mostert. Ek is seker dat hulle nie waaghalsige CD's by my sal laat rondlê nie. Ek trek hulle gatvelle vir hulle af. Nee, dit is nie soets nie, dit is darm nie gewaagd nie. Ben is gewoonlik groot en lank en breed, maar nou voel hy klein. Wel, miskien behoort hierdie CD dan nie aan jou kinders nie. Het iemand anders dalk iets hier op jou lesenaar vergeet en toe gee jy dit vir my aan? Nie sover ek weet nie, meneer Mostert. Ek maak elke middag my lesenaar silwer skoon en daai CD kom nie van my lesenaar af nie. Terloops, wat is op daardie CD as dit nie 'n anatomie les vir tienerseuns is nie? Dokter, het lyk vir my na 'n storie of 'n ding. Maar dokter, iemand hier by jou, het die CD omgeruil vir my kniefoto's. Ben klink vir homself soos 'n stom geslaane idioot.
As hulle dalk besig is om vir hom 'n streep te trek, waar is die kamera? En wanneer kom die waarheid uit? Ons, nee meneer Mostert, ek het jou ekstrale per e-pos ontvang. En toe het ek daarna op my e-posadres na dit gekyk. Die CD met jou ekstrale moes jy vir die spesialis geneem het. Dit was nooit hier nie. Nou, wat doen ek nou, dokter? Wel, as jy die CD wat jy by radiologie gekry het verloor het, moet jy maar asseblief weer een laat sny. En betaal vir julle mediese mense se nalatigheid, dokter? Dit is waar wat hulle sê. Dokters se foute word begrawe en dan laat hulle ander mense daarvoor betaal. Want dit is ongelukkig die enigste opsie, meneer Mostert. Maar moet asseblief nie weer vir my 'n hartstilstand oor my kinders laat kry nie. Hulle is op 'n blerrie moeilike stadium. Verstaan jy, meneer Mostert? Ja, nee, hy verstaan. Hy het ook seuns. Ben stap brom daaruit. Sit die man daar agter sy reuse kiaatlesenaar en stink duur leerstoel met my CD in sy laai. En ek moet gaan alie kruip en betaal vir 'n nuwe een. Dit was 'n vrek seer operasie. 5 dae intensief en nog 'n klompie dae in die gewone saal. En fisio's wat sy been buig dat sy oë traan. Die wonderlikste ding is om na die tyd terug te wees by die huis. Maar die moeilikste ding is om die kleinkinders en die honde en die dogtertjies wat vir hom kom kuier van die bed af te hou. Dankie tog vir TV's en DVD's en games, want die kinders kom ons dikwels in die middag na hulle huis toe. Hy hoor hoe klein dogter Kayla vra, Ouma, het ouma dalkies my CD gesien? Die een wat ek daai tyd gewen het by die skool. Nee, my kind, waar het jy hom gesit? Vra Ben se vrou. Hier op oupa se boekrak. Ben het sy eie boekrak in die huis, met sy Dion Meyers en sy Chris Carstens daarop. Hy sit al sy belangrikste goed daar neer, soos sy motorsleutels en sy CD's met ekstrale van knie en so aan. Hy luister met gespitste ore. Wat is die CD se naam, Kayla, en hoe lyk die kassie? Ouma los die kos in die kombuis om te kom help soek, en Ben volg die gesprek met toenemende gespannenheid. Ouma, die CD se naam is Die geheim van die verdwyning van die wit kat. Maar hy is nie in 'n CD-kassie nie. Hy het net so 'n wit koevertjie om, so 'n papiertjie wat gevou is. O, daardie een in die wit koevertjie. Nee, my skat, as hy nie nou daar is nie, weet ouma glad nie wat van hom geword het nie. Toe stop sy op pad terug kombuis toe. Ek onthou net iets anders, Kayla. Jy het toe mos al laas keer huis toe gevat, daai keer toe jylle hier kom kuier het. Is so, ouma, maar daardie ene was die verkeerde een van die 2 wat daar geleed. Dit wou nie speel nie, toe gooi mama hom in die asblik. Blerrie hell, ontrafel die geheim van die verdwyning van die wit kat CD daar in sy eie huis. Nooit weer wys Ben sy gesig by daai Medicross kliniek nie. Van daardie dag af het hy 'n nuwe huisdokter, glo vir hom. Die einde.